Kom bedien elkeen deur u Gees vanoggend. Minister to each person sitting here, through your Spirit. Wat vanoggend, Here, bring heling, bring genesing. Ek bid vanoggend vir 'n heelmaking, waar daar stikkendheid is, waar daar seer is, gebrokenheid. Here, kom maak heel vanoggend. Maar Here, kom vanoggend en kom werk in ons. Doen dit wat u wil doen in ons vanoggend. Ek bid dit in Jesus naam. En ek bid, Here, help my om met die woord reg oor te lewer vanoggend. En Here, dat dit in ons harte sal insink. Maar ek bid, Heilige Gees, dat u dit sal oopbreek in elkeen vanoggend. In Jesus naam, dankie. Dankie, Here. Thank you for your presence. Sit net so 'n oomblik in sy teenwoordigheid. Dankie, Here, U is hier. U is hier. Dankie. Dankie, U gee hoop. U gee krag. Thank you, Jesus. Dankie, Here. Amen. En amen. Wel, aangaan ons het begin met 'n reeks en boodskappe wat ek wil praat oor. In hom is ons, beweeg ons en leef ons. En ek wil vanoggend praat oor, hy kom vorm vir my en vir jou. He molds each and every one of us. He shapes us. In him we live and move and have our being. En ek bid vanoggend dat, is nooit so hoor vanoggend dat, vanoggend kom deel maar, hoe vorm hy my en jou? Hoe werk hy met ons? En net so herinnering aan gepraat oor, dat ons is in Christus en Christus is in ons. En net 3 paar skrifgedeeltes, ons het dit nou al 'n paar keer gehad. Ek wil julle net herinner, Paulus skryf in Romeine 6, vers 3, en dan sê hy, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom, saam met Christus, begrawe deur die doop, in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n ou lewe kan wandel. Waar kry jy dit? 'n nuwe lewe. He says, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. 'n nuwe lewe. Maar hoe lyk daai lewe? Wat word verwag? Wat gebeur? Kolossense 2 vers 9 sê, want in hom, in Christus, in Jesus, hy sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom. En dink bietjie mooi wat daai teksvers sê, daai geskrifte, wat hy sê, want in Christus woon die volheid van die Godheid liggaamlik. Die volheid van die Godheid. Alles wat nie Vader is, alles wat die Heilige Gees, alles, die hele Godheid, woon in Christus. En julle
jy sê vanoggend, sê net agter my, en ek het die volheid in Christus. Sê dit weer, ek het die volheid in Christus. For in Christ, all the fullness of the deity, some of the translations say, for all the fullness of the Godhead lives in bodily form, and in Christ you've been brought into fullness. Daar's 'n volheid van die Godheid wat in jou woon. So omdat ek in Christus, mense, daar's so baie skrifte wat praat oor Christus, ons in Christus en Christus in ons. Julle ken al die dinge, ek het al soveel keer, maar ons moet dit elke keer. Waar woon die Heilige Gees? In my. So as die Heilige Gees in my woon, het ek Christus in my? Ja. Het ek die volheid van die Godheid in my? Ja. Die Heilige Gees is nie 'n aparte persoon of iemand wat nie deel is van die Godheid. Hy is deel van die drie-eenheid. So die volheid van die Here woon in jou. The fullness of the Godhead. The Holy Spirit is part of the three in one. He's part of the Godhead. And He dwells in you. Jesus praat, Johannes 15. Het was Vrydagoggend bid by Klem, toe sê Klem, nee, hy het 'n skrifgedeelte wat hy wil deel, toe is Johannes 15. Maar net hy geweet, dis waaroor ons praat vanoggend. Johannes 15, praat Jesus van dit wat ek nou gesê het. Hy deel dit, maar hy gebruik beeldspraak as hy van praat. Hoor wat sê Johannes 15, lees dit vanaf vers 1, en hy sê, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord. Daai woord rein, as jy gaan kyk in die Grieks, beteken skoongemaak. Daai woord beteken gesnoei. Wanneer hy praat van hy maak skoon, dan sê hy eintlik hy snoei ons. He prunes us. Hy sê julle is alreeds gesnoei deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Wil weer sê, bly in my, sê Jesus, soos wat ek in julle bly. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Hy sê weer, ek is die wynstok, en julle is die lote. En wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder hom kan ons dit nie doen nie. Hy sê, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp, soos die loot en verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle bietjie vrug dra. Hy sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Hoor bietjie wat sê die Amplified, die Engels, hy brei hom so bietjie uit. Hy sê, for I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Any branch in me that does not bear fruit, that stops bearing, he cuts away, trims off, takes away, and he
cleanses and repeatedly prunes every branch that continues to bear fruit. And to bear fruit, to make it bear more and richer and more excellent fruit. You are cleansed and pruned already because of the word which I have given you, the teachings I have discussed with you. Dwell in me, and I will dwell in you. Live in me, and I will live in you. Dwell in me, and I will dwell in you. Live in me, and I will live in you. Just as no branch can bear fruit of itself without abiding in, being vitally united to the vine, neither can you bear fruit unless you abide in me. I am the vine. You are the branches. Whoever lives in me and I in him bears much fruit, abundant fruit. He says, however, apart from me, cut off from vital union with me, you can do nothing. If a person does not dwell in me, he's thrown out like a broken off branch and withers. Such branches are gathered up and thrown into the fire, and they are burned. But if you live in me, abide vitally united to me, and my words remain in you and continue to live in your hearts, ask whatever you will, and it will be done for you. When you produce much fruit, my Father is honored and glorified. And you show and prove yourselves to be followers of mine. So wat sê die Here? Hy soek vrug in my en jou lewens. En daar's gereeld, oralster in die skrif sien ons, die Here soek dat ek en jy vrugbaar moet wees. Alles wat hy geskep het hy geskep om vrugbaar te wees. Maar hy soek vrug by my en jou lewens. Hy word verheerlik wanneer ek en jy vrug dra. Maar wat ek vanoggend bietjie wil bykom stil staan, is dit wat hy sê. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, die snoei hy. So as daar vrug in my lewe is, en as die vrug nie so lekker is, dalk net so 'n klein vruggies, hy snoei my en jou, sodat ons meer vrug kan dra. Beter kwaliteit vrug kan dra. En hoe doen hy dit? Hy sê dit in vers 3, hy sê, julle is alreeds rein gemaak, skoon gemaak. Julle is alreeds gesnoei. En onthou, Johannes 15 vind plaas. Dis van die laaste leringe wat Jesus besig is om te gee vir sy disippels. Dis die laaste nagmaal wat hulle gaan vier, voordat hy gevange geneem gaan word en gekruisig word. So John 15, it's the last teachings that Jesus is sharing with his disciples before he's taken prisoner and before he's crucified. So hulle sê die laaste woorde wat iemand spreek voordat hulle gaan doodgaan, is gewoonlik belangrik. Is crucial. So ek en jy moet luister, wat is dit wat hy vir my en jou wil leer? Wat is dit wat hy in my en jou wil kom deponeer? So hy sê daar, julle is reeds gesnoei deur die woord wat ek gespreek het. So hoe het Christus gesnoei? Hoe was hulle gesnoei? Jesus is die wynstok, ek en jy is die lote, die Vader is die landbouer. Hy snoei, die snoeisker is die woord wat die Here spreek. The pruning scissors, the pruning shear that he prunes us with is the word of God.
En ek wil vanoggend vir julle 'n paar voorbeelde gee van hoe die Here sy disippels gesnoei het. Hoe sy woord gewerk het, hoe hy verandering gebring het en hoe hy in my en jou verandering wil bring. Nou een ding wat ons moet besef, die woord van die Here is kragtig. Ons lees in die woord, hy sê, sy woord, alles is geskep deur sy woord. Alles het tot stand gekom deur sy woord. Alles word in stand gehou deur sy woord. Everything that was created by his word. So sy woord het krag. Sy woord bring lewe. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die Amplified sê die volgende, hy sê, for the word that God speaks is alive and full of power, making it active, operative, energizing, and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of life, of the soul, and the immortal spirit, and of joints and marrow, of the deepest parts of our nature, exposing and sifting and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart. So weet wat, his word, what his word is doing, it goes into the deepest parts of our inner being, of our nature. And it exposes, it's sifting and analyzing and judging our every thought and purposes of our hearts. So sy woord kom en sy woord bring skeiding. Hy identifiseer, wat is die dinge wat in jou hart is? Wat is die dinge wat jy bedink? Wat is die gedagtes wat jy koester? En daai goed wat jy koester, daai goed wat jy bedink, belyn dit, is dit besig om op te lyn met die koninkryk, met Christus? Of is daai goed besig om te verhinder dat ek gaan vrug dra? Jy sien, baie keer kan daar 'n takkie begin groei. Die takke het baie mooi groen blare. Maar as jy gaan kyk na die takkie, dan sien jy, hier's nie vrugte op baie blare nie. Dis mooi blare. Dit lyk nice, maar daar's geen vrug nie. Of die vrugte is verskriklik klein, maar dit dra nie effektiewe vrug nie. En wat die Here sê is, hy sê, my Vader is die landbouer. Die Here sê, hy kom snoei my en jou. So daar's dinge, ek wil nou takkies noem. There's branches that are growing out of us, that are not bearing fruit. They've got leaves, but they are hindering us from bearing fruit. And he says he wants to prune us. In other words, he's going to take away the things, remove things from us that's hindering us from bearing fruit. Want jy sien, daai tak wat daar groei, vat energie van my. Daar gaan energie in daai tak in. Daar gaan moeite in daai tak in. En dit beteken niks nie. Dit bring nie vrug nie. Nou hier's 'n paar voorbeelde. En onthou, 2 Timoteus 3 vers 16 sê ook die volgende. Hy sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Ons het vandag die voordeel dat ons het 'n skrif. Moet onthou, hierdie Bybel het nie bestaan in die tyd wat die disippels geleef het nie. Hulle het nie almal 'n Bybel in die huis gehad nie. So ons is so besonder bevoorreg.
Maar ja, dis nie waar ek wil gaan nie. Nou is voorbeelde. Nou julle moet weet, wat gebeur het al met die disippels? Hoe meer hulle gegroei het in Christus, hoe meer dinge het hulle gesien, hoe meer dinge het hulle beleef en ervaar. Tot op 'n stadium wat Jesus vir die disippels uitstuur, 2 by 2, en hy stuur hulle uit, maar die Here stuur die disippels uit, en hy sê, gaan dan heen. Hy sê, gaan, maak die siekes gesond, gaan wek die dooies op, dryf demone uit, en hy stuur hulle na waar hulle gebly het. Dit is eintlik interessant. Hy stuur hulle juis daarvan waar hulle vandaan kom. Waar is die moeilikste plekke om te bedien? Die mense wat jy ken. Wie is die moeilikste ouens om te bedien? Jou family. The most difficult people to minister to is your family. En hy sê ook in die skrif, hy sê, van 'n profeet word nie altyd geëer in sy eie land nie. Maar hy stuur hulle soontoe. Nou kom hierdie disippels terug. Hulle het belewennisse gehad. Hulle beleef duiwels vlug. Duiwels word uitgedryf. Siekes word gesond. Hulle beleef fenomenale goed. En daar's iets van 'n vrymoedigheid wat begin groei in die disippels. En ek wil jou kom uitdaag. Jy sien, die Here wil hê ek en jy moet uitreik na mense toe. Want wanneer ek en jy uitreik, dan beleef ons dinge wat ons nie andersins sou beleef het as ek nie uitgereik het nie. Wanneer jy bid vir iemand en die Here gee deurbraak, wat gebeur binne in jou hart? What happens when you pray with somebody and there's a breakthrough? Yes, we rejoice because of the breakthrough, but what does it do in your heart and spirit? Wat doen dit in jou? Gee dit vir jou 'n groter vrymoedigheid? Begin jy ook voel, you feel more bold, a greater boldness? Daar's 'n courage? Man, as jy begin bid en die Here begin siekes gesond maak, jy begin soek vir die ouens wat siek is. Maar saam met daai goeters baie keer, die groei kan ook veroorsaak dat daar snaakse takkies begin groei. Daar kan 'n arrogansie kom. Daar kan 'n hoogmoed kom. Allerhande goed gebeur. Nou kyk wat gebeur hier. Die Here sê, as jy vrug dra, hy wil hê jy moet meer vrug dra. En die meer vrug is ook, hy wil hê jy moet goeie kwaliteit vrug dra ook. So dis hoekom die Here jou gaan snoei. En ek wil net ietsie sê, daar's 'n verskil, glo ek, tussen snoei en dissipline. Hebreërs 12 skryf die Here en hy sê, omdat julle my seuns, my dogters is, omdat julle my kinders is, omdat ek julle liefhet, gaan ek julle dissiplineer. So as jy regtig droog maak, en goeters gebeur, hy gaan jou dissiplineer, en die dissiplinering is anderster as snoei. Ek wil nie nou daarin gaan, want dan gaan ek myself heeltemal sidetrack. Maar hy wil my en jou snoei. Onthou wat hy sê, Romans 8 verse 29, die Amplified, die tweede gedeelte, hy sê, he also destined from the beginning, ordaining them to be molded into the image of his Son, and share inwardly his likeness. Vrug is 'n uiterlike manifestasie van 'n innerlike wonende Heilige Gees. So met ander woorde, die Gees wat in my woon, die vrug in my lewe, is 'n uiterlike manifestasie van daai Gees, van sy Gees wat in my is. Fruit is an external manifestation of an internal living Holy Spirit. So he wants to mold us into the image of his Son. Hy wil hê ek en jy moet soos Jesus wees. Wat ek dit nou sê, voordat ek dit vergeet. Jesus sê,
staan hy vroeër in hy gedeeltes praat hy van en hy sê, ek kan niks doen sonder my Vader. Ek doen wat ek my Vader sien doen. Hy praat op 'n stadium en hy sê, die woorde wat uit my mond uitkom, kom eers uit my Vader se mond uit. Wat sê hy vir ons? He's teaching us to be molded into the image of His Son and share inwardly His likeness, is that I will live independence of my Father. Dat ek en jy sal wandel en sal leef in 'n afhanklikheid van die Vader. En dis hoekom hy sê, julle kan niks doen sonder my nie. Wat sê hy? Ek leef in 'n totale afhanklikheid van my Vader. I live in surrender to my Father. Mense geloof, faith is not your performance. Faith is your surrender to Christ. Jou geloof is jou oorgawe, daai surrender, daar's nie 'n mooi woord Afrikaans vir. Dis jou surrender aan die Here. Nou gebeur dit, nou hierdie disippels, hulle begin al hoe meer waagmoed kry. Hulle begin meer boldness kry. Nou wandel hierdie disippels op 'n stadium, nou het hulle hierdie deurbrake gehad. Jesus werk met hulle oor sekere goeters. Op 'n stadium hulle kry nie demone uitgedryf nie en Jesus werk met hulle en hy leer hulle. Nou stap hierdie disippels. Nou wat staan hulle in stry oor mekaar? Jy moet weet, hulle het nou goed al beleef. Die Here werk deur hulle. Die Here gebruik hulle. Nou stap hulle in die groepie manne, nou stap hulle saam. Hey, wie dink julle gaan die grootste van ons wees in die koninkryk? Posisie. Who do you think amongst us is going to be the greatest in the kingdom? Klink dit soos 'n takkie wat nou gaan begin groei? Hy gaan blare hê. Maar gaan hy vrug, die regte vrug dra? Is dit die vrug? Is daai takkie op pad na die vrug wat die koninkryk moet gaan manifesteer? So, hier's 'n takkie wat begin skeef groei. Wie is die grootste, sê hulle? Markus 9 vers 33 af. Jesus antwoord, en onthou, Jesus antwoord hulle nie op 'n manier wat hy hulle verneder, platslaan en hy snoei hulle. Hoe leer hy hulle? Hy roep 'n kind en hy sê, die kind moet dader kom en die kind moet by hulle kom staan. En hy sê, as julle nie word soos hierdie kindertjie nie, kan julle sien, hy begin daai tak te snoei. Jy sien, Jesus leer 'n ander lewensbeginsel. Hy kom, elke keer as Jesus kom met sy woord om te snoei, kom hy en hy kom konfronteer jou waardesisteem. Every time Jesus prunes you, he's confronting your value system, your world view. Hy kom en hy kom snoei en hy kom kyk, dinge wat jy vashou, gedagtes wat jy koester, wat nie daar moet wees, want daai gedagtes wat jy koester, gaan verhinder dat jy vrug dra. Die waardes wat jy het, onthou, waardes is die goed wat vir jou belangrik is, en jou waardes bepaal jou gesindheid, en jou gesindheid bepaal jou gedrag. But values determine your behavior. So he comes and he confronts and challenges your values. Hy wil jou gedagtes vernuwe en verander, sodat jou gedrag sal verander, dat daar vrug sal wees. Hy sê, as iemand eerste wil wees, if you want to be first, if you want to be the greatest, as jy wil eerste wees, moet hy die laaste van almal wees. Daai ambisie, daai trots, daai selfverheffing, is nie die vrug wat in jou lewe moet wees. You're not sharing inwardly his likeness. Hy werk in jou. Hy kom en hy sê, leierskap gaan oor diensbaarheid. If
If you want to be a leader, become a servant leader. Dan kom hy, Lukas 9. Nou, julle moet Lukas 9 gaan lees. Lukas 9, daar's 'n klomp voorvalle, maar jy moet hom mooi aandagtig lees. Mooi kyk na elke situasie wat gebeur. Dan gaan jy sien, hoe snoei die Here sy disippels. Maar ek gaan net so 'n paar uitlig. Jesus is nou op pad, Jerusalem toe. Hy weet, dis sy laaste trippie soontoe. Hy gaan die laaste nagmaal, hy het hierdie ouens nou al voorberei, hy's op pad. Hy gaan kruis toe gaan. En hy stuur van sy disippels vooruit. In Lukas 9 vers 49, hy sê in Johannes, hy stuur vir hulle, en ek gaan nou nie als, gaan lees die hele ding deur. En toe hulle deur 'n dorpie in Samaria gaan, nou onthou, die Samaritane en die Jode sit nie om dieselfde vuur nie. Daar's groot, kan ek maar sê rasisme daar.